lewens is onherroepelik verander. Okay, so dit is hoekom ons dit terugvoer gee. Right. Nou het ek die groot voorreg om 'n jong vriend van my aan julle voor te stel. Julle ken al vir Kobus. Ons is ek is so excited om te sien wat die Here besig is om in deur hom en sy vroutjie Ladine te doen. En hy het al een keer van tevore gepreek, maar en hy het so 'n goeie job gedoen, ons het gesê ons sal hom nog 'n go gee. So Kobus, ons sien uit na wat die Here vir ons gaan sê deur jou. Thanks Bynie. Goeiemôre Kruislig en al die besoekers. Ja, dis regtig 'n groot voorreg om deel te wees van die Kruislig familie. Ek en my vroutjie Ladine, ons is nou al van 2019 af, is ons deel van Kruislig en ons het 2 kiddies, 'n 4-jarige en 'n 2-jarige en ek moet sê van toe af is dit amazing om te sien hoe die kerk gegroei het, nie in terme van getalle noodwendig nie, maar soos die diepteid van verhoudings wat daar is en ons kan regtig sê van ons beste vriende is in hierdie kerk en dis lekker om te kan deel wees van 'n kerk wat jy saam met die leierskap glo van wat gepreek word en dit wat soos die deel van die teachings wat gegee word. En dit is so lekker om terugvoering te hoor en te sien soos ek wil amper sê hoe wyd dit uitstrek en die ripple effek wat 'n kerk soos Kruislig kan hê wat onder in die Parel sit reg deur tot in Zimbabwe. En mens weet dis die evangelie strek wyer as dit. En ja, dis so groot voorreg om deel te wees van dit. So ja, ek dink ons gaan dis wat die mense sê, soos ons land die vliegtuig hierso. So hierdie is die vierde preek van 'n reeks wat ons gedoen het oor geestelike gewoontes. So Waldo het baie goeie werk gedoen om geestelike gewoontes vas te vang en ons het gekyk na die lewe van Jesus en spesifiek in die boek van Lukas en die vers wat dit mooi saamvat as mens kyk na hierdie reeks is Filippense 2 van vers 5 tot 9 wat ek sommer sal lees en dit sê have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus who though he was in the form of God did not count equality with God a thing to be grasped but he emptied himself by taking the form of a servant being born in the likeness of men and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. So hierdie idee van Jesus wat sy godheid afgelê het, of neergelê het, gekom het na ons op aarde toe. En as mens daaraan dink, Jesus, as mens ander gelowe gaan opmeet teenoor Christendom. Is een van die groot maniere hoe dit verskil van ander gelowe is ons het 'n God wat na ons toe gekom het. Waar ander gelowe is van so aard dat jy moet gaan na die God toe. So 'n mooi prentjie van Jesus wat na ons toe gekom het. En ons sien Jesus wat soos dit praat daarvan becoming obedient. Soos hy is in menslike vorm, dis die mystery wat daar is hy in menslike vorm hoe hy 'n lewe gelei het. En ons sien hierdie geestelike gewoontes wat hy gekweek het. Ons sien hy het gebid, ons sien hoe hy weggebreek het in die oggende, hy het weggegaan van 'n skare mense sodat hy tyd saam met sy Vader kan spandeer. Ons sien soos hy in Johannes 13 praat dit van hoe hy gehuil het. Ons sien hy het menslike karaktereienskappe gehad. En iets wat ek net wil sê op dit is ek wil graag hê ons moet vanoggend waaksaam wees teen bekendheid. En wat ek daarmee bedoel is soos wat ek voorberei het ek gedink aan ons kan partykeer kan ons die skrif hoor, of ons kan stories hoor in die woord, en jy uit die staanspoor uit dink jy so, ja, ek ken daai storie, amper soos wat Hannes gedeel het, so mense kan partykeer, die bekendheid van die stories maak partykeer dat jy die dieper boodskap dalk nie vang nie, of snap nie, of verbykyk, en ek het 'n verhaal van dit, en dit het met my gebeur nou, ek dink dit was so 2 weke terug, ons het 'n gewoonte wat ons, saam met ons kiddies, sal ons, as deel van 'n aandprogram, gaan lê ons op Emma's bed, en Ladine sal gewoonlik vir ons die Bybel storie lees vir die dag en sy lees die storie van Jesus wat die disippels se voete gewas het. En my aanvanklike gedagte was ja, ek ken die storie. Soos ja, mense soos ja, ken die storie. Die gedagte wat ek gehad het was okay, of die storie, die boodskap is Jesus het sy soos ultimate nederigheid kom wys, soos wat hierdie skrif ook van praat. Hy het nederigheid gewys, hy het iets gedoen wat in daardie setup sou dit baie frowned upon gewees het vir iemand soos Jesus, 'n rabbi of hulle wat hom gesien het as 'n rabbi om sy disippels se vuil voete te was. So hy het nederigheid vir ons kom wys, maar net een sinnetjie wat die boek of wat die Bybelboekie gesê het was
Jesus wat vir Petrus moes gesê het, soos, ek moet jou voete was, toe sê hy, jy sal nie my voete was nie. En hy sê, as ek nie jou voete was, jy het dit nie deel in my nie. En die diepte van daai wat eintlik sê, waar Jesus eintlik verwys na die spiritual cleansing wat hy moet toepas, as dit nie is vir die was van voete, wel in hierdie geval was van lewe, wat hy doen nie, as dit nie deur hom kom nie, daar's niemand anders wat kan doen nie. En net daai het my getref, wat ek besef het, soos, ons moet waaksaam wees teen bekendheid. Ons moet waaksaam wees vir ons vanoggend, soos wat ons hierso sit, en deur hierdie skrif gaan werk, want ek dink hierdie stukkie is ook so. Dis ook so dat ons het al die storie gehoor, ons het al deur dit gewerk, ons ken die gelykenis. So mag ons vanoggend ons harte oopmaak vir dit. Nou, 'n ander manier wat ek daaraan dink ook is, ons het 'n dosent gehad toe ek by die universiteit was, en sy het gepraat van die OJA-metode. So as jy studeer, moenie die OJA-metode gebruik nie. En as dit so kom voor toetsreeks of voor eksamen, is dit gewoonlik so dat jy probeer alle vraestelle wat jy kan inwin oor hierdie spesifieke vak, en jy werk die vraestelle deur. En wat mens baie keer geneig was om te doen, is jy vat die vraestel in die een hand, antwoordstel in die ander hand, en jy kyk na die vraag, en jy kyk na die antwoord, dan sê jy so, ek ken my werk. Dan gaan jy so deur, maar totdat jy die antwoord self wegbere, en jy besef, ek ken nie regtig hierdie werk nie. En dis die OJA-metode. Mag ons vanoggend die OJA-metode op sy sit, en kyk wat die skrif sê. En daar's twee gedeelte, of twee verse waarna ek gedink het, is, as mens in Efesiërs 1 kyk, dit praat daarvan, Paulus wat hy geskryf het aan die kerk in Efese, wat hy gesê het, mag die oë van julle harte oopgaan. En dis ons gebed vanoggend, mag die oë van ons harte wat ons hier sit, soos wat ons hier sit, oopgaan, vir Jesus se woord, om ons te kom raak. En ek dink ook aan 'n ander gedeelte waar Jesus klaar, hy het opgestaan uit die dood uit, en daar's hierdie Emmausgangers, en hulle is besig om te stap op die pad, en hy stap saam met hulle, en hy praat met hulle, en spandeer tyd saam met hulle, en toe hy gegaan het, en toe sê die een vir die ander, en het ons harte nie in ons gebrand, toe hy vir ons die skrif uitgelê het, en met ons gepraat het op die pad nie. So mag ons harte brand vanoggend, in onsself, in ons gees. So ek wil sommer net as 'n opsomming van verlede week, die preek wat Waldo gegee het dit gegaan oor, uit twee gelykenisse spesifiek aangeraak. Die een was gewees oor die Onse Vader, en ons almal ken ook die Onse Vader, maar hierdie spesifieke gedeelte in Lukas brei so 'n bietjie uit, en dit gaan oor, hy praat van 'n vriend wat na sy vriend toe gaan in die aand, en hy soek 3 loaves of bread, en hy vra van sy vriend, het hy nie dit vir hom nie, en dan sien ons op die ouend gee hy dit vir hom. En die boodskap van daai was, die woord wat gebruik word in die Engels is die impudence. So as gevolg van die shameless asking wat die vriend gehad het om na sy vriend toe te gaan, het sy vriend vir hom gegee. Hy wou nie een van hulle in die verleentheid stel nie, en toe gee hy vir hom. So die boodskap daar is, ons kan na God die Vader toe gaan, want hy wil vir ons gee. Saam met dit is die gedeelte in Lukas 12, wat hy hierdie vergelyking trek van 'n pa en sy seun, en die mooi van daai gelykenis is the lesser to the greater. So hy gebruik die voorbeeld en sê, daarso is as 'n seun vir sy pa gaan vra vir 'n eier, gaan hy nie vir hom 'n skorpioen gee nie, en as hy vra vir 'n vis, gaan hy nie vir hom 'n slang gee nie. Hoeveel te meer gaan ons God, wat 'n goeie Vader is, nie vir ons gee nie. En hy praat daar van die Heilige Gees, maar is net hierdie mooi boodskap van, selfs 'n pa, selfs as een van my kindertjies vir my ietsie gaan kom vra, wat ek weet is goed vir hulle, gaan ek dit natuurlik vir hulle wil gee. Hoeveel te meer ons goeie Vader. So dan, hierdie week gaan ons so half to be continued op dit. En ons gaan vandag bietjie gesels oor die persistent widow. En met eerste oogopslag sal jy na die skrif kyk, en die boodskap wat baie duidelik gaan kom, is as ons aanhoudend gaan vra, en ons petisies bring voor God, dan gaan hy dit vir ons gee. Maar iets wat julle net in gedagte moet hou, soos wat ons deur die skrif werk, julle gaan sien in vers 8, dan is dit so 'n bietjie van 'n turning point in terme van die gelykenis. En hy verwys daar spesifiek na die wederkoms van Jesus. So ons gaan nie hierdie, alhoewel dit gaan oor ons wat in ons tydelike behoeftes, en dit wat ons hier op aarde ervaar en beleef, alhoewel dit gaan oor dit, dat ons dit voor die Here moet bring, gaan dit oor soveel meer ook, dit gaan oor sy wederkoms wat kom. So ons gaan bietjie indelf van dit in. So kom ons maak op Lukas 18 vers 1 tot 8. So gou deur daai stukkie lees. And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart.
He said, in a certain city, there was a judge who neither feared God nor respected man. And there was a widow in that city who kept coming to him, saying, give me justice against my adversary. For a while he refused, but afterwards he said to himself, though I neither fear God nor respect man, yet because the widow keeps bothering me, I will give her justice, so that she will not beat me down by her continual coming. And the Lord said, hear what the unrighteous judge says, and will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them? I tell you, he will give justice to them speedily. And nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? So kom ons bid gou saam. Dankie Vader vir u woord. Dankie vir u waarheid wat ons harte kan kom sny. Die belofte wat u vir ons sê dat u woord is lewendig en aktief en dat dit kan kom sny en ja Vader, ons wil bid dat u die skrif vandag mag duidelik maak aan ons, mag ons getrou wees aan dit. Mag ons sien die opdragte wat daaruit kom en die goeie beloftes wat daaruit kom. En ons bid dat u naam verheerlik word in dit. Mag ons harte vanoggend brand in ons. Mag die oë van ons harte oopgemaak word en mag ons sien wat u vir ons wil kom sê. En ek dink Vader, die basis wat ons gehad het oor die afgelope 3 weke van God wat 'n goeie Vader is, die een na wie toe ons kan gaan, die een waartoe ons kan hardloop, dat ons al hierdie behoeftes kan bekend maak aan hom. En hy is die een wat vir ons wil gee en goeie gawes vir ons wil gee. En die goeie gawe en die mooi van die Heilige Gees. So ons bid dit vanoggend Vader, in ons tyd saam mag ek dit seën. Ja, en mag dit duidelik wees in Jesus naam. Amen. Ekskuus julle. So, iets wat ons nou moet kyk voordat, om hierdie skrif mooi te verstaan en die konteks is, uit die aard van die saak moet ons weet wie dit geskryf. Nou, Lukas het dit geskryf, en as jy so 'n bietjie van die geskiedenis ken van hoe die Nuwe Testament saamgestel is Lukas dieselfde ou wat Handelinge geskryf het. Nou, in die tyd wat hy dit geskryf het, was dit reeds, die opstanding van Jesus het reeds plaasgevind, die hemelvaart het ook reeds plaasgevind en die uitstorting van die Gees het plaasgevind. So die lens waaruit hy Lukas skryf, is dieselfde lens, is die wete dat Jesus wat opgevaar het na die hemel en die Heilige Gees wat uitgestort is. En dit is iets wat ons in gedagte moet hou as ons hierdie stukkie lees. So, daar is al sekere temas wat mens kan optel in die boek van Lukas. Die een is natuurlik die geestelike gewoontes wat ons hierdie afgelope tyd na gekyk het. En een van die ander waarna hy bietjie verwys in Lukas is die wederkoms. Soos die Jesus wat die koning is wat terugkom na ons toe. So die gehoor met wie hy gepraat het is iets wat ons nou ook nog sal kyk, maar die Fariseërs was daar, maar daar was ook van sy volgelinge gewees. So dis die mense met wie hy gepraat het. Dis die Joodse kultuur gewees, Joodse gemeenskap. So die gelykenis wat hy hierso gebring het is iets wat baie relevant vir hulle sou gewees het. So wanneer ons hierdie lees en ons sien, hy praat van 'n regter en hy praat van 'n weduwee, ek dink ons het nou, as jy al bietjie die Bybel gelees het, sou jy agtergekom het, min of meer die samestelling en hoe dit gelyk het in daai gemeenskap. Maar die maklike ding wat hy, of hoe hy dit vir ons maklik maak, is, hy gee vir ons, uit die staanspoor uit, gee hy vir ons die rede vir die gelykenis. So hy sê in vers 1, and he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. So mens kan nou dink, 'n gelykenis is van so 'n aard dat dis 'n geestelike realiteit en 'n waarheid wat Jesus op 'n baie eenvoudige manier vir ons probeer weerlê het of deurgee het. En daar's nie so baie gevalle in die Nuwe Testament wat mense kan sien waar hy die rede vir die gelykenis gee voordat hy die gelykenis bring nie. Daar's 'n paar gedeeltes wat mense kan sien. Hy gee die gelykenis en dan na die tyd kom sy disippels na hom toe en vra, waar het hierdie gegaan, en dan sal hy uitleg doen daarvan. Maar in hierdie geval maak hy dit al maklik vir die ouens. Hy sê vir hulle, dis sodat hulle kan bid, of hy maak dit maklik vir ons wat die lesers is. Hy sê sodat ons altyd mag bid en dat ons nie moedeloos mag raak nie. Dis wat die Afrikaans sê, do not lose heart. So, always to pray. Nou, dis iets wat Waldo tyd op spandeer het, en mens sien dit ook as 'n bemoediging in die Nuwe Testament, soveel kere, wat ons moet altyd bid. Ons moet 'n harte hê wat altyd bid, en ons moet ingestel wees en 'n lewe van om heeltyd te bid, altyd te bid.
En ons gaan 'n bietjie kyk na die nie om op te gee nie. Daar's 'n baie mooi Afrikaanse uitdrukking wat sê ek sit op moedverloorse vlakte. So dit is wel of jy sit so op die vlakte wat jy voel moedverloor is nou net hier voor. En ek dink daar's mense wat kan vereenselwig. Ek dink daar is tye wat ons voel soms asof ons wil opgee, asof ons op moedverloorse vlakte is. En een van die vrae wat mense kan vra is, hoekom sal ek moedeloos raak? Nou, ek dink daarso kan 'n mens se eie persoonlike omstandighede sal baie keer vir 'n mens die antwoord gee daarso. Maar as mens dit moet opsom, dinge waaraan ek gedink het is, partykeer het mense dalk 'n instelling om te sê, soos wat help dit in elk geval? So, ek bid, maar soos wat help dit in elk geval? Of partykeer wonder mense, kan God dit regtig doen? Dit waarvoor ek bid, is dit iets wat God regtig kan doen? Of partykeer wag mense te lank vir 'n antwoord. Partykeer is dit ons verwagting van 'n sekere tyd wat 'n ding afgehandel moet wees of ons dat 'n uitkoms moet kry. Partykeer voel ons dit vat net te lank, so ek gaan eerder opgee, ek gaan moed verloor. En partykeer raak dit net besig. Soos partykeer is ons opgevang in dinge en dit gaan rof, dis kinders en dis werk en al die dinge en dan raak mens net te besig om vas te byt en nie moet te verloor nie. En ek dink 'n ander ene wat dalk so 'n bietjie dieper tref, is glo ons regtig dat God regverdig is. Want as jy nie glo God is regverdig nie, beteken dit uit die aard van die saak, jy het nie 'n hoop nie. So ons sal 'n bietjie daarna ook kyk. So dit is vir my 'n interessante storie gewees toe ek hierdie voorberei het, dink ek aan 'n storie wat ek een keer in 'n boek gelees het. En daar was in die 1950s was daar 'n studie gedoen. Dis 'n ou wat 'n baie kontroversiële studie gedoen het. Hy was 'n Harvard graduate en hy het by Johns Hopkins as 'n navorser gewerk. En hierdie eksperiment wat hy wou doen is, hy wou gekyk het hoe lank gaan rotte water trap as hy hulle in water sit, om te kyk hoe lank gaan hulle oorleef. En dit was deel van 'n groter studie, het gaan oor sudden death goedjies wat hy na gekyk het, maar die beginsel van hierdie is vir my baie interessant en dis ook het aan julle verduidelik. So wat hy gedoen het is hy sou hulle in hierdie buise van water gesit het en hy sit die rot in en dan sal hy kyk hoe lank trap hy water net voordat hy afsink na die bodem toe en haal hy hom uit. En wat hy dan gedoen het, is so hulle het omtrent so tussen 1 minuut en 15 minute gehou. Dit was so min of meer die going rate vir daai ouens gewees of vir die rotte gewees. En wat hy dan doen is hy haal hulle dan uit die water uit en dan sal hy 'n bietjie TLC, so hy droog hulle af, hy hou hulle 'n bietjie vas, gee 'n bietjie liefde TLC en dan sit hulle weer terug. En wat baie interessant was is na daai keer, na die aanvanklike keer, het hulle 60 ure water getrap. En sy afleiding wat hy gemaak het is dat as daar 'n glimmer of hope is, dan gaan hulle vasbyt. En ek dink ons kan dit op ons eie lewe van toepassing maak, nee. Dus as jy weer as 'n glimmer of hope, dan is daar rede om vas te byt. Nou as jy kyk na die skrif en daar's 'n baie goeie voorbeeld van dit. Paulus, ek dink is 'n baie mooi voorbeeld, een van die ouens wat die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf het. En sy punt wat hy gemaak het is juist ons het hoop. Ek gaan nie die hele stukkie lees nie, maar as julle in julle eie tyd wil gaan kyk na 2 Korintiërs 4 van vers 1 tot 16. En ek gaan net so van die gedeeltes uitlig. So hy sê, therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. So hy verwys na 'n ministry by mercy of God. En die ministry wat hy ontvang het, is juist die feit dat hy hierdie boodskap van Jesus, wat redding gebring het vir mense, en nie net vir Jews nie, maar vir Gentiles ook. Hierdie mooi boodskap is iets wat hy ontvang het van die mercy of God af. En as gevolg van dit sê hy, as gevolg van dit verloor ons nie moed nie. En dan in vers 8 sê hy, dan gee hy so al voorbeelde van, hy het dit af. Hy sê, we are afflicted in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed. So, daar's 'n ander gedeelte waar hy in die kerk van Korinthe skryf en dan lys hy die hele van die goeters wat hy deurgegaan het in sy fisiese liggaam. En as mens dit net lees, dan dink jy, "Sjoe, hierdie ou hy het vasgebyt." En as uit die aard van die saak iets baie groter as net 'n, ek wil amper sê 'n tydelike doelwit. Want dis 'n ou wat soos hy's gelash, hy het daai 39 of 40 minus 1 hoeveelheid kere was hy geslaan. Hy het skibreek gelei, hy het geweet wat dit is om baie te hê en om in te hê. So hy lys hierdie goed wat mense kan sien, soos hierdie ou het
hy het verstaan waaroor dit gaan. Hy het definitief 'n groter doelwit gehad. En dan sê hy in vers 16 wat hy hierdie gedeeltjie afsluit, en dan sê hy, so we do not lose heart. So hy beklemtoon dit weer. So hy het in vers 4 gesê, sê hy het in vers 16 weer, though our outer self is wasting away. En natuurlik, soos as jy kyk wat hy deurgegaan het, soos hy het, ja, the outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. En hierdie renewal wat hy praat van, is natuurlik geestelike renewal. En ek dink saam met dit is dat hy praat van hierdie ministry wat hy ontvang het. So sy groot hoop, sy groot doelwit en dryf wat hy gehad het, is die feit dat hy hierdie boodskap van Jesus kan grootmaak. Dis tog wat ons sing hier so in hierdie kerk ook. Die feit dat ons Jesus se naam kan grootmaak, die koning van konings, is veronderstel om ons te dryf tot iets groter en iets meer. So ons stel weer die stukkie van Lukas op. En iets wat duidelik is die twee karakters wat uitgebeeld word in hierdie stukkie. So in vers 2 dan sê hy said in a certain city there was a judge who neither feared God nor respected man. And there was a widow in that city who kept coming to him saying, give me justice against my adversary. So die twee karakters, so jy sê met die judge aan die een kant, en is baie belangrik om daai gedeelte in ag te neem wat hy sê in vers 2, wat hy sê who neither feared God nor respected man. Nou as jy net na dit kyk, dan kan jy dink soos as jy nie vrees het vir God nie, so jy is nie aanspreeklik teenoor God nie, jy is nie aanspreeklik teenoor mens nie, so jy het nie simpatie of jy het nie 'n morele inklinasie om mense te help nie, dan is dit soos 'n rogue agent wat net doen wat hy wil. Dan sit jy met 'n widow. Nou 'n widow in daardie geval was iemand wat ek seker of van soos julle kan ook dink, dit was in daardie klas wat so gewees dat dis 'n mensegroep wat, as jy kyk na die Ou Testament, is al baie mooi instellings gewees van waar God vir die mense gesê het om te sien na die weduwees toe, of na die weduwees. Hy het die opdrag gegee van om te sien na hulle toe, of na hulle, en hy het gepraat van die mense wat sonder, of die kinders wat sonder ma en pa sit, en hy het gepraat van die mense wat travel, so daar was al hierdie mooi reëls gewees om hulle te beskerm, amper. Maar die probleem was, sy het nie 'n man gehad wat haar posisie kan instel vir mense nie. En 'n regter, wat interessant is hierdie was die manier Israel ingestel was in die tyd van Jerusalem, was dit so gewees dat daar was siviele regters gewees, so hulle het omgesien na siviele sake tussen mense, want dit was natuurlik 'n groot nasie van mense, en elkeen van hulle het 'n opdrag gehad om te sien na hierdie probleme van mense. So in 2 Kronieke 19 vers 4, net om dit duidelik te maak van die opdrag wat daar was vir die regters. En net om 'n bietjie konteks te gee, so Josafat, wat interessant is net voor hierdie stukkie praat dit van hoe Josafat het basies 'n tweede kans gekry op die oorlogveld, en hy het uitgeroep na God, en God het hom gered, en toe het hy besluit, soos hy wil hierdie hervorming bring, soos hy het besef, soos hy was op die verkeerde pad, hy wil mense terugbring na God toe. So vanaf vers 4 sê dit, Jehoshaphat lived at Jerusalem, and he went out again among the people, from Beersheba to the hill country of Ephraim, and brought them back to the Lord, the God of their fathers. And he appointed judges in the land of the fortified cities of Judah, city by city, and he said to the judges, so hierdie is nou die groot, soos, dit was 'n big deal, hy het regters gekies, hulle uitgesit, en hy het vir hulle gesê, hierdie is julle opdrag, consider what you do, for you judge not for man, but for the Lord. He is with you in giving judgment. Now then, let the fear of the Lord be upon you. So, daar's ons daai gedeelte, fear of the Lord. Let the fear of the Lord be upon you. Be careful what you do, for there is no injustice with the Lord, or partiality, or taking bribes. So, een van die groot karaktereienskappe eintlik van 'n regter was gewees, jy het vrees vir God. Nou, stel jouself weer voor aan die stukkie wat ons gelees het. As daar geen aanspreeklikheid was van die regter nie, hoekom sal hy dan geregtigheid wil gee vir die vrou? Dit gaan baie moet vat vir 'n ou wat heeltemal 'n autokraat is, om enigsins simpatie te betoon teenoor 'n weduwee. Al is dit die regte ding om te doen, al is dit regverdig om vir haar te gee. So in vers 4 sê dit, for a while he refused. So hy het terughou, hy het besluit hy gaan homself nie steur aan hierdie nie. But afterwards he said to himself, though I neither fear God nor respect man, daar sien mens dit wie hy bevestig, soos, ek nie vrees vir God nie, ek respekteer nie mens nie, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice, so that she will not beat me down by her continual coming. So mens sien, so sy het keer op keer, en as mens gaan kyk na daai skrifgedeelte, verwys dit na soos, sy sal altyd
aangehou kom het. So hy het geweet, soos iewers met hy 'n lyn trek, hy gaan hom net vir haar gee, sy was lastig, sy het hom gepla, sy het hom uitgeweer, en hy het net besluit, soos, ek wil hierdie net agter my kry, en ek gaan omsien na haar geregtigheid. 'n mooi boodskap van dit, is dat dit sê, for a while he refused. So, hy het nie geregtigheid gegee as gevolg van sy goedheid nie, hy het geregtigheid gegee as gevolg van haar continual coming. Nou, iets wat ons net nou gepraat het, is the lesser to the greater. So, die punt wat Jesus hier probeer maak, en iets wat ek wil hê, ons moenie verkeerd interpreteer nie, is hy vergelyk nie God met 'n onregverdige regter nie, want dit sal heeltemal contradicting wees. Maar hy probeer dit instel om te sê dat as hierdie regter wat ongeregtig was, geen aanspreeklikheid teenoor mense of God gehad het nie, as hy op die ou end nie geswy kan word nie, maar as hy op die ou end ingee na die aanhoudende koms, hoeveel te meer sal God nie omsien na sy mense nie. En ek dink dis weer 'n mooi punt uit te lig, wat ons gepraat het van God is regverdig, is God regverdig. Nou dit sê in hierdie stukkie, sê dit, God is regverdig. Dit sê, and will God not give justice to his elect? So glo ons vanoggend God is regverdig. En ek dink as mens die vraag vir jouself vra, ek hoop ons kan met oortuiging saamstem met dit, maar ek weet dit mag dalk so wees dat die omstandighede, soos wat Jesus sit, dat omstandighede dalk harder praat as die realiteit wat jy in die skrif sien. Nou ek weet nie wat die omstandighede is van almal wat hier so sit nie. Maar ek kan met oortuiging sê Jesus weet, God weet. En ek dink dit is vir ons iets om in te berus. Ons het gesien soos hy het sy godheid afgelê, neergelê, hy het gekom na ons toe. Hy was op elke manier getoets soos wat ons getoets was. En in daai is dit so dat hy kan vereenselwig met wat jy deurgaan, wat dit ook al is vanoggend. En dis 'n mooi bevestiging as mens kyk na the righteousness of God, dis die geregtigheid van God. En 'n geregtigheid, 'n ander manier om dit te sê is om vryspraak te ervaar. Dis so mooi die stories wat gedeel was oor vryspraak en vryheid wat mense ervaar het in Zim. En wat mooi is wat mense sien, keer op keer in die skrif praat dit van soos daar's ons vryspraak vir God se mense. Daar's ons vryheid en ek dink daar's dalk mense wat hierso sit wat nog nie vryheid ervaar het in sekere areas van hulle lewens nie. En jy voel amper moedeloos, jy voel amper hulpeloos. Die goeie nuus is daarso is vryspraak, daarso is vryheid. So in hierdie volgende slide waar dit praat van God se geregtigheid en dit sê ek sommer net so 3 gedeeltes aangehaal. For I'm not ashamed of the gospel, for in it the righteousness of God is revealed. Nou as ons dink aan die gedeelte wat Paulus geskryf het oor hierdie hoop wat hy het, soos die hoop van die evangelie wat verkondig kan word aan mense en die goeie nuus van Jesus. Jesus sê, I'm not ashamed of this gospel, so hierdie evangelie, die goeie nuus van Jesus. Want in dit word die geregtigheid en vryspraak van God geopenbaar. Psalm 89 vers 15 sê, righteousness and justice are the foundations of his throne. So God se karakter, God se troon is gebou op die feit, of die fondasies van sy troon is gebou op die feit dat hy geregtig is, hy wil vryspraak gee, en hy is reg, soos just. Nou as ons kyk, die vergelyking weer eens, mens kan nie eers dit vergelyk nie. Die onregverdige judge wat ons sien in die gelykenis, en dan die een wie se troon gebou word op die fondasie van geregtigheid. En dan Matteus 6 vers 33, is ook 'n vers wat ons almal ken. Dan praat dit van seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. En die gedeelte waar daai van toepassing is dis Jesus wat praat, en hy praat oor al hierdie bekommernisse wat mense in hulle dag tot dag ervaar. En dan sê hy, soos, moet julle self nie bekommer oor dit nie. Soos ek soek die koninkryk van God en soek sy geregtigheid. En dan sal al hierdie ander dinge vir julle in plek val. Die volgende deel wat ons sien is waar hy praat van speedily. So hierdie is iets wat Jesus dan beklemtoon. Hy sê, I tell you, he will give justice to them speedily. Kies net om vanaf vers 6 op te tel. So, and the Lord said, hear what the unrighteous judge says, and will not God give justice to his elect, who cry to him day and night? Will he delay long over them? I tell you, he
He will give justice to them speedily. En die speedily is eintlik so mooi, die gedeelte wat net 'n gedeel was tussen die komma en die punt. Ek dink daar's baie keer daar's 'n verskil tussen ons tydlyn en God se tydlyn. So ons soek fast food tipe turnaround van wanneer ons gebede rig voor God. Ons het baie keer nie die geduld om te wag nie en ons weet nie hoe lank om te wag nie en dit is 'n mystery en ek dink dis iets wat God ons harte kom toets baie keer. Maar ek dink in die tyd wat ons of in die plek tussen ons tydlyn, God se tydlyn, daai verskil, daai wat ons moet rekonsiliëer, is baie keer in daai periode wat ons moet verloor. Een van die redes waarom ons dalk moet verloor. So die vers wat hy mee afsluit, hierdie gedeelte, is nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? En hier's waar ek net in die begin gesê het, soos daar's die einde van hierdie gelykenis wat so bietjie soos flipping the script, soos dit klink amper asof hierdie gedeelte nie baie mooi inskakel by die res van die gelykenis wat ons nou gelees het nie. So die eerste gedeelte praat hy, soos as ons recap, dit gaan oor aanhoudende gevra, daar was toe uit die aard van die saak was daar geregtigheid gegee. En dan praat hy van geloof. Wat hy sê is gaan hy daai geloof vind. En iets wat ons kan nie hierdie vers 8 lees sonder dat ons die konteks van hoofstuk 17 in ag neem nie. So in hoofstuk 17 vanaf vers 20, ek gaan nie die hele stukkie vir ons lees nie, maar dit is ek sal dit vir julle opsom. So dit gaan oor die fariseërs wat vir Jesus vra, wanneer kom die koninkryk van God? Hoe gaan ons weet wanneer kom die koninkryk van God? En dan verduidelik Jesus en hy sê soos dit is van so 'n aard dat niemand gaan weet wat daai dag en uur is nie. En dan sê hy soos daar's baie mense wat gaan sê hier is dit, maar dit is nie. En dan gaan sê daar's baie mense wat sê hier is dit en dan is dit nie so nie. En iets wat hy wel beklemtoon is die feit dat dit onverwags gaan wees. So in dit kan 'n mens duidelik sien Jesus beklemtoon die feit dat die koninkryk, ofwel wanneer die seun van mens weer kom, wat hy self is, gaan onverwags wees. So vanaf vers 26 wil ek dit sommer net optel en dit sê, just as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking and marrying and being given in marriage, until the day when Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. So as ons terugdink aan die storie van Noag, hy gebruik hierdie as die vergelyking. Hy sê in die tyd van Noag was dit so gewees dat mense was besig. Mense het aangegaan met hulle daaglikse lewe, hulle het gedoen wat hulle doen. So as mens kyk na daai dinge wat hy opnoem, hy sê eating, drinking, marrying, being given in marriage. Dis nie in op sigself sondig nie, dit wat hulle gedoen het nie. Die probleem was, hulle was onverwags gevang toe die vloed gekom het, en hulle was destroyed. En dan selfde as ons optel in vers 28, likewise, just as it was in the days of Lot, that they were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But on the day when Lot went out from Sodom, fire and sulfur rained from heaven and destroyed them all. So will it be in the day when the Son of Man is revealed. So hier vergelyk hy het met die dae van Lot. En vir die van julle wat in Genesis al gelees het, was dit so gewees dat Sodom en Gomorra was hierdie afskuwelike plek gewees en God wou dit net uitwipe. En hoe die mense daai tyd gereageer het, is they were eating, drinking, buying, selling, planting and building. En as mens kyk na daai goeders, soos ek gesê het, dis nie in op sigself sonde nie. Die probleem was net, soos hulle was onverwags gevang, toe dit rain, sulfur en fire. So hulle was onverwags gevang. Die mense in Noag se tyd was onverwags gevang, mense in Lot se tyd was onverwags gevang. Hoe gaan dit wees as die seun van mens terugkom? En die eintlike vraag hierso is, gaan hy ons onverwags vang? Of is hy reg vir sy tweede koms? Die gelykenis waarna ek gedink het toe ek deur hierdie gelees het, is Markus 4. En dis die storie van die saaier, die gelykenis van die saaier. En Jesus lê dit uit en hy vertel hierdie gelykenis en hy sê die woord kan vergelyk word met 'n saaier wat uitgaan en saai. Van die saad wat hy saai op die pad, van dit tussen die onkruid en die dorings, van dit val op die klippe of tussen die klippe en van dit val op vrugbare grond. En die gedeelte wat ek wil uitlig, juis as gevolg van die feit dat ons gekyk het na Noag en na Lot, sê hy, and others, nou hy verwys daar na saad, are the ones sown among thorns. They are those who hear the word,
But the cares of this world and the deceitfulness of riches and desires for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. So die connectie wat daar so is die cares of this world. So is dit so dat jy jouself opvang met die cares of this world en dat jy so besig raak en so gefokus raak op dinge anders as wat dit is om te fokus op of uit te sien na die wederkoms. Uit te sien na Jesus wat weer gaan kom. Ek dink die groot ding wat 'n mens jouself kan indink is soos wat Paulus gesê het, so put your mind on things that are above and not things that are on earth. En Jesus sê ook daar, remember Lot's wife. So as jy kan onthou, Lot se vrou, of as 'n opdrag gegee, moenie terugkyk as jy weggegaan het nie. En sy is een wat teruggekyk het, amper terug verlang het. En in daai situasie was sy in 'n soutpilaar verander. So daar's goeie nuus vir ons vanoggend. As jy jou geloof in Jesus gesit het, en jy die knie gebuig, en jy bely met jou tong dat Jesus die redder is, dan is die boodskap, bid aanhoudend, moenie moed opgee nie, en bid vir dit wat jy, soos the temporal things, die uitdagings en dit wat jy ervaar op hierdie aarde, bid daarvoor, bring jou bekommernisse voor die Here, maar onthou, saam met dit, bid vir sy wederkoms, sien uit na sy wederkoms, wees van so 'n aard dat ons kan sê, Jesus kom. As ons kyk na die wêreld en soos wat ons dit sien in sy way, shape and form, soos wat ons dit deesdae sien, oorlog en sien korrupsie, en ons sien al die dinge wat slegte nuus eintlik is. En as mens so daarna kyk, dan dink mense soos, joh, Here, mag U kom. En ek dink is soos in die tyd wat Sagaria, as mens kyk na Lukas 1, is dit hierdie mooi gebed, hierdie profesie wat hy uitlê, en wat mense kan duidelik sien, soos hy het so uitgesien, hy was so expectant gewees oor Jesus se wederkoms, of sy koms, in daai geval was dit Jesus se koms gewees. En daar's 'n deel, ek het dit nou nie opgesit nie, maar daar's 'n deel in Lukas 21 wat praat van ons moet eagerly expecting wees vir die koms van Jesus, die wederkoms van Jesus. En as ons dink aan vers 8, soos gaan dit so wees dat wanneer die Seun van Mens kom, gaan hy geloof in ons vind. En aan die ander kant is dit, as jy nog nie jou geloof in Jesus gesit het nie, dan gaan hy jou onverwags betrap. Jy gaan onverwags betrap word. Wat 'n mooi storie is, en baie mooi is wat mense kan sien in die skrif, is daar soveel kere wat daar vir ons gesê word, soos the day of salvation is today, soos today is the day for salvation. Daar's 'n periode wat daar vir ons gegee word, die genade van God, dat hy vir ons sê, soos daar's tyd om te bely. Daar's ons die mooi storie in Handelinge, waar Petrus dis die uitstorting van die Gees, en Petrus bring hierdie preek, en ons mense wat van vra soos, what must we do to be saved? En dan sê hy, repent, believe. So sit jou geloof en sit jou vertroue in die Here. So ons het die wete dat Jesus weer kom. En dit is so mooi om te dink, Hemelvaart het ons nou donderdag, kon ons gevier het. Die feit dat Jesus opgevaar het na die hemel, die Heilige Gees is uitgestort. En die Heilige Gees, dieselfde Gees, dis wat vir my altyd baffel. Om te dink, is dieselfde Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, is die Gees wat in ons elkeen lewe. So getuig ons lewe van dit. Is hierdie Gees, die van julle wat sê julle is 'n kind van die Here, is sy getuienis in jou hart, dat jy so kan sê, dat soos ek is 'n kind van die Here met oortuiging? Of is daai getuienis nog nie duidelik in jou hart nie? Word dit verdoof deur die cares of this world, deceitfulness of riches? Want as dit so is, wil ons sê, soos kom asseblief vorentoe na die diens. Kom laat ons saam bid en saam content vir hierdie ding. Want dit is iets wat ons kan sien, soos dit kom onverwags. Die wederkoms van Jesus gaan onverwags kom. So op daai, wil ek vir ons net afsluit. Jesus, dankie dat U weer gaan kom. Jesus, dankie dat U die dood oorwin het. Dat U opgevaar het na die hemel, sit aan die regterkant van God. U is die een wat regeer, U is die een wat weer gaan terugkom. En ons kan eagerly wait en expectant wees daarvoor. Jesus, vir die feit dat U ons gaan speedily kom uithaal. En speedily gaan kom justice gee vir U uitverkore volk, vir U uitverkorenes, die mense wat bely dat U die Jesus is, die Messias is.
Jesus, ons bid dat U vir ons kom wys, gee vir ons wysheid, Heilige Gees, kom help ons. Help ons soos wat ons lewe hier, sodat ons 'n lewe wat nie may it not be to waste. Maar mag dit op vrugbare grond val, die woord wat ons lees, en dat hierdie saad skiet in ons hart. En ons word geroep vir soveel meer, Vader, mag ons nie hierdie lewe wat ons het mors nie. In Jesus naam. Amen. Dankie Kobus. Vriende, ek is heeltemal bewus van hoe laat dit is. Maar daar is 'n sensitiwiteit van die Here op die oomblik hier. En ons hou nie kerk om 'n program te doen nie. Ons hou nie 'n kerk omdat ons dink jy het niks beter om op 'n Sondag te doen nie. Een van die dinge van kerk is 'n gebou to facilitate the manifestation of a spirit. Dis een van die redes hoekom ons kerk het. Daar's 'n fasilitasie waar ons bymekaar kom waar die Heilige Gees is. En ek voel as ons vinnig van hierdie punt net gaan aanbeweeg, gaan we will miss it. So ek vra dat julle vir my net 'n paar 5 minute gee. Kobus het 'n paar belangrike goed gesê wat ek voel die Here sy lig op skyn. Daar's mense wat geraak is will I find faith? En jy sit vanoggend en jy sê ek weet nie. As die Here vandag kom, weet ek nie of ek weet nie of dit waar is nie. Ek weet nie of dit reg is nie. Ek weet nie waar is ek nie. En jy wil of opnuut of vir die eerste keer bevestiging van waar jy vyf kan kry. Ek wil graag saam met jou bid. Ek wil jou uitnooi vorentoe toe kom, ons wil graag saam met jou bid. En 'n ander ding wat ek gehad het, ek voel is mense wat hier sit wat op moedverloorse vlakte sit. Jy content en jy content en jy content. En jy het net moed opgegee, jy het hoop verloor. En ek weet nie wat dit is nie, maar die Here wil vandag daai ding weer aanwakker. Hy wil weer lewe in daai ding inblaas. En die amazing ding is, jy hoef dit nie alleen te doen nie. Ek wil jou uitnooi om vorentoe te kom, hier's leiers hier voor. Ons sal saam met jou bid. Ek sê nie die Here gaan onmiddellik deurkom nie. Ek sê nie die Here gaan altyd dadelik dit vir jou gee nie, maar hy wil weer hoop plaas. Hou van die rot, maar dis 'n heilige oomblik wat ek nou net geroen het deur 'n rot op te bring. Vir 60 ure. Die Here wil jou weer hoop gee. Daar's iets waarvoor jy content wat jy opgegee het en ek wil julle uitnooi dat ons dit doen. So as julle my nog 'n paar minute sal gee, wil jy saam met my staan nie. Ek wil julle uitnooi. Ons gaan nou die nagmaal gebruik weer eens. Ons doen dit nie net omdat ons dink dit is 'n goeie idee. Ons het in die Bybel dit gelees en nou doen ons dit nie. Hierdie is 'n geestelike oomblik waar ons weet wat gebeur. Die prys wat betaal is, die liggaam wat gebreek is, die bloed wat gestort is, sodat ons joy kan kry in ons salvation. Die prys is betaal vir my en jou. So ek wil hulle uitnooi, soos Johan en hulle speel, kom slank vorentoe, kom gebruik van die nagmaal. Ons weet die brood verteenwoordig sy liggaam wat gebreek is vir my en jou, en sy bloed wat gestort is, sodat ek en jy in vryheid. Dis 'n joy, dis nie nice om aan te dink nie, maar dis vryheid vir my en jou. Jy kan nie uitstap met die wete, jy's herinner dat die prys betaal is. Jy is vry. Vry van die uitspraak van die judge oor sonde oor jou lewe, jy's vry daarvan. En dit is 'n joyous occasion en ek wil julle uitnooi om dit saam met ons te gebruik. So ja, julle kan so lank vorentoe kom en as jy een van daai woorde wat ek vir jou sê, find faith of jy het hoop verloor, wil ek graag saam met jou bid. Jy kan ook vorentoe kom, dankie julle.